18 minute voor 7 op hierdie heerlike Dinsdagoggend. Goeiemôre, good morning. Nou ja, op 31 Oktober gaan Celeste Leroux geskiedenis maak. Luister mooi, sy gaan geskiedenis maak want sy gaan die eerste Suid-Afrikaanse dame wees om vir die wêreldtitel te beklei by die opkomende World Kickboxing and Karate Union Wêreldkampioenskap wat vanjaar in Trier, Duitsland sal plaasvind. Arnold is gereed om met haar te gesels. Ek weet hier kom 'n lekker warm ene en saam met haar hier in die ateljee vandag is ook haar afrigter, Morney Lotter. Goeiemôre en good morning to you, wherever you may be. Nice to have your company. En vir julle twee ook, Morney en Celeste, welkom. Lekker om julle saam met ons te hê. Celeste, ek sien jy het begin as 'n 11-jarige in taekwondo. Ja. Wat het jou aangetrek daartoe eerstens? Ek het maar groot geword met boks. My oupa was 'n bokser en ons het baie boks gekyk. So ek wou dit nog altyd baie graag doen, maar daar was nie regtig geleenthede waar ons gebly het vir jong meisies om boks te doen nie. En die naaste aan dit was taekwondo geweest. So ek het met dit begin toe. En jy het ongelooflike goeie en vinnige opgang gemaak. Ja, dit is maar harde werk en ek het baie goeie afrigters gehad. Ek was nog altyd baie blessed en ja, dit was vir my 'n baie mooi sport om mee te begin. Baie dankbaar vir dit vandag. Sy praat van jou, dink ek, Morney. Definitief. Ja. Hoe hard is dit om 'n redelike vinnige verhouding te bou tussen atleet en afrigter, Morney? Dit hang af van persoonlikhede ook maar. Jy weet, so dis 'n ding soos enige ander verhouding. Dit word gebou met tyd. Dis gebaseer op vertroue. Jy weet die atleet moet die afrigter vertrou. So as jy vir die persoon sê, hoorie, doen dit, dan moet hulle dit doen. Hy moenie jou dink Moet vraagteken. Ja, dis die ding. So ek dink dit is 'n ding wat tyd vat. En jy weet dit bou maar soos enige verhouding met tyd en daai vertroue wat ewen in die boks kry. As jy ingaan en die afrigter trek jou deur, daai keer glo die atleet nie hulle kan dit doen nie. Die afrigter glo in hulle. Ja. En as hulle sien, weet jy wat, daai vertroue was nie misplaas nie, dan daai verhouding word net sterker. Hoe groot is skopboks in Suid-Afrika op die oomblik? En is daar groei op die oomblik, Morney? Daar's verskillende style van skopboks. So wat ons doen is K1 kickboxing. So dit is 'n spesifieke styl. Dit is hoe kan jy sê dis seker die hardste styl van kickboxing. So dit groei baie. Ons van WKU is besig om die sport baie te stoot. Dit groei van juniors af regdeur tot die professionele vlak. So ons het baie goed gedoen in die laaste om en by 7 maande wat ons hierdie na hard stoot. En ja, daar's groot vrugte wat ons pluk. Celeste, gee vir ons 'n insig in wat K1 is. Hoe is dit anders as die ander style? Soos Morney gesê, dis 'n baie harder vorm van kickboxing en dit is gebaseer op wil amper sê die history van dit kom uit Kyokushin karate uit wat baie fisies is. Maar ek dink om dit die maklikste verduidelik is mense wat Muay Thai verstaan. Dis 'n baie vinniger weergawe van dit. Dis net so hard, dis net so fisies, maar omdat dit gebou is vir televisie en vir pro en vir mense wat daar buite wil kom, is dit 'n baie vinniger weergawe van dit. Ek draai nou na jou professionele deel. Jy het talle grade in Ja. tandheelkunde. Okay, ja, tandheelkunde. So die vraag as dit ware is, jy voeter hulle uit op 'n Saterdag aand en dan sit jy op 'n Maandagoggend terug of al dan nie. Ja, ek ken daar mense wat kan help met dit, so ek is daarom nie all bad nie. Vertel vir ons hoe dit gebeur. Wel, ek het maar in skoolvakansies gewerk vir 'n tandarts en toe éventueel aansoek gedoen vir tandtegnologie. En dis eintlik ook hoe ek in kickboxing gekom het. Ek het vir 'n man gewerk wat in kickboxing was. En ja, en ek het begin werk vir die maatskappy heidaglik. Dit is hulle is die grootste uitvoerder van mediese devices in die wêreld en ek is baie dankbaar vir hulle want hulle ondersteun my sport net soos wat ek my werk ondersteun. Ek wou jou juist vra, ja. hoe moeilik is dit om hierdie professioneel te doen en dan ook 'n werk te moet hê? Dit is baie moeilik en ek dink ek is baie meer geseënd as baie atlete daar buite, maar die persoon vir wie ek werk is 'n groot ondersteuner. Ek het tot en met vandag toe nog nooit my CV vir hom gegee nie. Hy het my aangestel omdat ek 'n professionele atleet is. Want hy het gesê atlete werk hard want hulle het dissipline en dis al wat hy nodig gehad het om te weet. So ja, ek's baie dankbaar vir dit. Morney, kom ons draai terug na afrigting toe. Wat is jou filosofie oor afrigting? So die eerste ding wat ek gewoonlik vir mense sê is as jy 'n geleentheid wil kry soos byvoorbeeld die wêreldtitel, dan sê ek jy moet eers die kampioen aan die binnekant wees. Anders dit kom van binne af buitekant toe, né? So dis hoe jy lewe, hoe jy dinge doen. Obviously daar's 'n struktuur wat ons volg om soos byvoorbeeld Celeste sterker, vinniger te kry. Daar's 'n tegniese aspek
obviously die hoe jy eet, al daai tipe dinge, strekke, allerlei. So ons het 'n klomp mense wat betrokke is met hierdie. So 'n hele span wat ons mee werk om seker te maak dis reg vir hierdie geleentheid. So dit is 'n hoe kan ek sê dis 'n wetenskap, as jy dit so wil stel. En dit is 'n strategie wat jy moet volg om reg te wees met hierdie. En tyd is 'n ding wat mense moet in ag neem. Jy moet gaan en sê, weet jy wat, ons begin vroeg. Ons seker goed wat ons mee begin en baie van dit is ook sielkundig om die persoon reg te kry. Dis heel duidelik, verskoon my, gebaseer meer as enigiets anders op dissipline, nie waar nie? Baie waar. Jy moet baie gedissiplineerd wees. Yes, dit is waar. Hoe kry jy dit reg? Wat is jou wagwoorde om jou gedissiplineerd te hou, Celeste? Ek dink as mens enigiets in die lewe erg genoeg wil hê, gaan jy die tyd en die moontlikheid insit vir dit. En hierdie geleentheid is groter as net ek, want hierdie geleentheid gaan veroorsaak dat dit deure oopmaak vir ander vrouens soos ek. En daai is vir my 'n baie groot motivering. So ek is nie bereid om op dit kans te gee of op te gee nie. Jy bied ook vroue seminare aan. Ja. En ek sien dit word meer en meer populêr. Vertel vir ons daarvan asseblief. Wel wat ek agtergekom het deur my jare is daar's 'n wanindrukking van hoe vrouens moet oefen, want hulle baseer dit baie op dieselfde as mans, maar ons is nie dieselfde nie. Ons is nie fisies dieselfde nie. Ons hormoonvlakke is nie dieselfde nie. So dit het my 'n paar jaar gevat om die regte mense bymekaar te kry om so 'n seminar aan een te sit. En ek besef meer en meer hoe belangrik dit is, want baie jong vrouens het nie eintlik regtig eers 'n idee van wat hulle liggame kan fisies doen in 'n sport wat so hard is soos K1 nie. Ek wil nog steeds nie, jy moet my raakskop nie so dat ons dit net op die tafel sit. Ek wil baie graag by jou hoor, Monay, hoe gaan die voorbereiding, want dis nog 'n eentjie in die pad af, dis 31 Oktober. So een van die groot goeters wat meeste atlete en afrigters voorwerk is om by 'n piek uit te kom. Julle seker nou in 'n opboufase, nie waar? Yes, ja, ons is besig met die opboufase en nou op die oomblik is ons besig met die hoe kan jy sê algehele fiksheid krag. Wat atlete sou genoem het 'n winter. Ja. So ons is besig met dit in klein tegniese goed wat ons nou begin skerp maak en dan soos jy sê, dan gaan ons opwerk na 'n peak toe wat ons dan begin weet meer hoe kan jy sê fokus op sekere elemente. Wat sou daai elemente wees, net vir 'n bietjie insig? Strategie is die een ding. So ons weet die opponent wat sy teen gaan deelneem is sterk in sekere areas. So ek sien ook sy's Nikki Kardashian is bekend daarvoor dat sy verskriklik vinnig is. Ja, sy kyk die een ding met haar, sy het 'n styl wat baie aggressief is. Sy like vorentoe kom. En sy hou van haar hande gebruik, so haar boks is redelik sterk. So ons is voorberei vir dit en ons het 'n strategie wat ons glo gaan baie goed werk. En ja, so op die oomblik, dit is harde werk om reg te maak vir so 'n geveg. Dit is baie harde werk. Dit is nie vir almal nie. Jy weet, as jy sê dissipline, baie daar voel jy, weet jy wat, ek sien reg lus vir hierdie. Jy weet, dis jy het jou word on jou law daar, soos alles. Jy weet, en ek dink dit is 'n ding net om te kom tot hierdie punt. Ek bedoel, Celeste doen dit nou al, ek bedoel, dis baie jare wat sy hierdie tipe sport doen. En soos of jy sê, soos enige atleet sou vir jou sê, dis so. Ja. Jy weet, en om my dissipline te hê om die hele tyd fokus te bly, dissipline te bly, is 'n ding wat baie respek verdien. Dit is nie vir almal nie. En dis die wonderlike ding dink ek van afrigter en atleet. As die een op is die ander gewoonlik af en andersom. En so kan julle mekaar help, nie waar nie? Dit is baie belangrik. Ek dink nie enige iets van hierdie sou moontlik gewees het sonder Morney nie. Want soos jy sê, daar's daar wat jy in jouself nie glo nie. Jy het 'n baie slegte aand gehad in oefening en hy is die een wat vir my gesê het hierdie is moontlik en ek vertrou hom en ek glo hom. So ek weet ons kan hierdie doen. Onlangs het Adrian van Wyk die Suid-Afrika of die wêreldtitel hier in Suid-Afrika gewen. Neem ons net terug soontoe en hoe dit gebeur het. Ek dink die beste persoon is eintlik Morney, O, om okay, daai te Morney. verduidelik, maar ja, Adrian was die eerste persoon vir WKU in Suid-Afrika wat vir die mense gewys het wat Suid-Afrika tot in staat is. En weer eens, ek dink nie dit sou moontlik gewees het sonder Morney nie. Ja, Adrian se geveg was dit was 'n groot oomblik vir Suid-Afrikaanse K1. Dit was vir die intercontinental titel, so hy het 'n ou gefight van Ghana af, wat 'n sterk atleet was. Hulle albei, ek dink dit was ja, hulle elkeen het net een of twee losses. Dit was 'n baie goeie fight. En soos ek sê, dit was goed vir ons land. Wat Adrian gedoen het was goed en soos ek sê, kampioen is nou in Suid-Afrika, so nou moet hy dit verdedig. Ja. Dis natuurlik 'n groot voorbeeld vir jou ook daarbey saam, nie waar nie? Verseker, dit is verseker. So hy kan nie die enigste een wees nie. Hoe voel jy oor dit wat kom? Daar is mos maar altyd gemengde gevoelens en maar die groot ding is vir my is ek soos ek voorheen gesê het, dit is groter as net ek. Ek wil dit baie graag vir myself hê want dit is jare se werk wat jy ingesit het, maar ek dink die deure wat dit gaan oopmaak vir die ander vrouens soos ek is net unquestionable.
Snaakse vraag, maar help my reg. Is jy bang voor 'n geveg? Is daar bang of is daar senuwees? Hoe sou jy dit beskryf wat jy binne voel voordat jy kry toestap? Dis snaaks, dit is baie op en af, maar daar's altyd adrenalien, daar's maar altyd 'n mate van vrees. Ek dink enige iemand wat in die geveg is wat vir jou sê hulle is nie bang nie. Ek dink nie hulle praat 100% die waarheid nie. Want jy gaan in 'n kruit en met iemand wat daar is om jou fisies te wil seermaak. Hulle wil jou seermaak, ja. En so daar is 'n mate van vrees, maar ek moet sê my vrees is gewoonlik meer in ek wil nie die mense wat my gehelp het om tot daar te kom ooit teleurstel nie. So vir my is dit baie belangrik om dit nooit te doen nie. Ek dink ook 'n vraag baie keer is hoekom doen mense dit? Ja. Ja, Ja, dis dit waar. is interessant. Ja, ek bedoel daar's redes ek wil vir jouself hoekom Ja. Ek dink meeste mense wonder hoekom 'n vrou so iets sal doen want dit is so fisies en hulle sien dit half as amper as gewelddadig. Maar dit het ook my lewe gered. Ek meen ek was aangeval in die huis en dit was ongelooflik hoe ek myself kon verdedig en ek sal vir enige vrou aanbeveel jy hoef nooit deel te neem aan kompetisies nie. Dis nie vir almal nie. Maar kry 'n manier om jouself te verdedig en dit wat dit doen aan jou persoonlikheid en jou confidence. Jy kan dit nie inruil vir enigiets nie. Briljante advies. Morney en Celeste, baie dankie vir julle tyd. Baie dankie. Hier by die 4de, 5de November as julle terug is, dan verwag ek om 'n wêreldkampioen in die bank te hê. No pressure. Definitief. Okay. Nee, no pressure. Julle gaan ons kom sien. 100%. Uitstekend. Pieter, alles joune. Nou ja, toe baie dankie Celeste. Heel kalm hier op die bank, maar mat, ek wil nie saam met jou in 'n kruit inklim nie. Net hierna gaan ons verder gesels. Rosanne gesels met die sterre van the Mummy Club van die hoofstad. Jy wil nie hierdie ene mis nie, bly net waar jy is. Ons gesels nou weer verder hier op Goeiemôre, good morning.